Christus. Ek verteenwoordig Jesus Christus. Amen. Waar ek staan as ek die beeld van Christus, met die boodskap van Christus, met die krag van Christus. Want ek praat nie uit myself uit nie, maar ek praat in die naam van Jesus Christus. Geroep, gestuur, uitverkies. Gaan saam met my 1 Samuel 17 vanaf vers 45. Baie bekende gedeelte. En Here draai my gesig na die woord toe. En ek sê, Here, onthou dit is Dawid en Goliat. Vir 24 jaar moes jy iewers sal gehoor het van die Dawid en van die Goliat. Iewers moes die song al hier by jou uitgekom het. Samuel, Samuel, sang van Dawid. So iewers ons leef in 'n tydperk waar hierdie storie nou al half uitgeput is word te preek. Maar die Here sê nie, ek dien 'n nuwe ding. Ek spreek 'n nuwe ding. Ek spreek 'n nuwe ding. Lees saam met my. Maar Dawid sê van die Filistyne, jy kom na my toe met 'n swaard. Jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n glans. Maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat sy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewe, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. En ons moet verstaan hier dat dit was Dawid teen Goliat. Kom ek bring dit vir nader, dit is God teen die duiwel. Kom ek bring dit nader, dit is die kerk teen die bose geeste. Yes, Jesus. Dawid die is die verteenwoordiger. Alhoewel hy gesien word as 'n skraal man, mooi man, rooierige komplekse. Die Bybel sê dat hierdie man het die vermeerderheid gehad om te staan voor iemand wat al van kindsbeen al af aan die oorlog is. En sy is maar 'n skaapwagter wat nog nooit eens 'n regter en 'n geveg gewees het. Nou, Goliat, as ons verder lees, voorin lees, die hele hoofstuk, dan sal ons sien dat Goliat was bedek. Die Bybel sê hy het 'n skild gehad, hy het 'n spies gehad, hy het 'n pans gehad, en die wat nie weet wat 'n pans is, is hy skildegoed wat hulle aantrek, wat soos sulke kettinge lyk. Dit help jou en dit is almoes soos 'n tipe van 'n bulletproof. Maar behalwe dit, was die man gelei met wapens. Hy was bedek. Oh, halleluja, moet ek dit sê. Hy was bedek in die vlees, maar hy was nie bedek in die gees. Nou leraar, hoe weet jy dit? Sy naam gooi sy kind weg, want sy naam beteken groot. Goliat beteken groot, maar dit beteken ook exile. Hy's verban. Verban. Maar dit beteken ook sonder beskerming met elkaar. Dis wat sy naam beteken. So hy was in die vlees, was hy bedek, maar in die gees, jy kan beteken, as hy nie toegemaak is in die gees, kan sy maar wat sy klere aan het, sy kan maar wat sy wapens het, maar ons worstel stryd, as dit in die vlees en bloed het, wat in die owerhede en magte aan die lig. Oh, halleluja! Ek sê jou, onder hierdie suits wat ons uittrek, moet daar 'n vegter wees. Onder hierdie ties wat ons so dra, halleluja, moet daar 'n bidder wees. Ons kan nie die suits wat aantrek bedek aan die vlees, en dan is ons nie bedek aan die gees nie. Iemand moet my toemaak. Iemand moet die man toemaak. Julle hoor nie wat ek sê nie. Iemand moet die man toemaak. Oh, halleluja! As ons nog 24 jaar wil sien, dan moet die kerk die man toemaak. Hy moet aan die gees, moet hy bedek wees.
Halleluja. En David se naam beteken beloved, geliefde. Oh, halleluja. Heroes prys U. Onthou jy daai verhaal van Jesus? Terwyl hy gedoop was, toe kom daar 'n stem uit die hemel uit, halleluja, en sê, dit is my. Met ander woorde, God het 'n behaag in David gehad. Die Bybel sê dat hierdie man was na aan God se hart, omdat hy die verordeninge van die Here gehou het, omdat hy aan die wil van die Here gestap het. Salig, salig is die man wat sy vertroue plaas in die Here, wat nie sy baan weg, halleluja, op die sondaar sien, wat nie sit in die kring van die spotter sien, maar wat dag en nag die woord van die Here, wat dink en bepeins. Dis 'n man wat geweet het, manne van die Here, wat die Here gedien het in gees en in waarheid. So hy het nie net gekom met die ketting nie. O, halleluja, nie, sy is verkeerd. Al het hy ook 'n vuur gehad. Halleluja. Al het hy ook 'n vuur gehad. Sou hy nog steeds, halleluja, ek glo dit met al my hele wese, sou hy nog steeds so daar van Goliat kan verslaan het, want hy het nie gekom met sy naam nie, hy het nie gekom met homself nie, hy het nie gekom nie, wie is hierdie man, wat die slagorde van die Here uitdaag, halleluja. So of hy nou 5 klippies was, en hy het een gebruik, of hy nou 'n halwe klippie gebruik het, hy het nie uit sy eie krag uitgekom nie, en dit is waar die kerk van God vandag 'n fout maak, hy wil uit sy eie krag uitpreek, hy wil uit sy eie krag uit keyboard speel, hy wil uit sy eie krag uit sing, oh, it's not gonna happen that way, we need to be connected to the Spirit of God. David het verhouding gehad, en dit het gemaak, dat hy gewen het. Maar hy het nog iets gehad. Die Bybel sê in die vorige hoofstuk, hulle het uitgesoek vir 'n man om koning te wees. En die seuns van Eliab het gekom. Ja. Maar die Here sê nie. Ja. God, kykie wat vir oë is. God, kykie wat vir oë is. Dat die mens doen dit so, halleluja. Dis gewoon ons gemeenskap lyk soos wat dit lyk. Maar die Here kyk na die hart. Hy kyk weg van die nommerskap af. Hy kyk weg van die sappies af. Hy kyk weg van die nommerloos af. En hy kyk na die hart, halleluja. Want toe daai persoon gebore was, het hy uitgekom, halleluja, uit die moederskoot uit, rein en heilig, een kan gesit. En nou sê die man van die Here, sy moet ek loop daar en hy wink te doen. So hy kyk weg af vandag. Hy kyk weg van dit af. En die Bybel sê, oh, Sipra Kalamande. Die Bybel sê, dat terwyl Saul daar kom, en Saul vir David, Samuel, Saul vir David. Nou my Bybel sê in Afrikaans, dat die gees van die Here het van daai dag af vaardig geword oor David. Vaardig geword oor David. Maar die Engelse Bybel sê so lekker, the Spirit of God came mightily upon David. Dit was nie 'n gewone salwing nie. Oh, halleluja. Wanneer God jou salf, dan salf hy jou magtig. Mense gaan jaloers. Mense gaan teen jou opstaan. Die hel is in verwarring, want daar is 'n salwing op hierdie man, wat gewone mense nie het nie. Want onthou net, nou wat David gesalf is, nou is hy uitgesonder. Sy kan nie vir Goliat wil aanvat sonder die salwing van die Here nie. Halleluja. Nee, jy hoor wat ek sê nie. Sy kan nie vir Goliat wil aanvat sonder die salwing van die Here nie. En David het dit gehad. David was gesalf. En hy staan daar voor Goliat as die gesalfde van die Here. Halleluja. Jy hoor wat ek sê nie. Hy staan in sy omstandighede. So groot soos wat Goliat daar is, staan hy as 'n gesalfde van die Here. Halleluja. Wat het hy nog gehad? Men of God,
Hy het vertroue in sy salwing gehad. Nee, julle. Hy het vertroue in sy salwing gehad. Dis een ding as iemand anders jou minag, manne van die Here. Maar as hy jouself minag, dit is hoekom as hy 'n pastoor is, staan op die platte van jou voete en sê vir die mense, maar ek is pastoor. Kan maar net God doen dat jy geroep het. As jy 'n kind van God is, halleluja, staan in die werk en sê, maar ek is 'n gesalfde van die Here. Jy staan op jou salwing, want dit is die salwing wat jy gaan maak, dat jy die liste van die duiwel kan beklei. Nou vra hulle by die werk, men of God. Hulle vra by die werk, is daar dan nie iemand wat vir ons kan kom bid hier? Die gelowige. Hy het nie vertroue in sy salwing nie. Hy kan nog iemand gered het deur hy gebed, halleluja. Daar kan nog 'n salwing losgebars het en iemand kon gered gewees het, maar hy het nie vertroue in sy salwing nie. Daar is baie godsmanne. Daar is baie apostels. Wie het gesê ons almal gaan dieselfde wees? Nee, halleluja. God het jou uniek geroep en het 'n salwing op jou gesit. Maar sy moet nie wegsteek. Die Bybel sê dit so mooi. Moenie vir jou wegsteek onder die dekmantel nie. Halleluja. Moenie dit begrawe wat God jou gegee het. Dit is hoekom, man of God. Ek is 'n leraar binne die kerk en buite die kerk. Ons trek nie bekeer baadjies uit nie. Nee, hoor wat ek sê nie. Ons trek nie bekeer baadjies uit nie. Ons trek nie bekeer baadjies uit nie. My salwing is te dierbaar vir my. En sy beskerm jou salwing deur op die platte van jou voete te staan as kind van die Here. Mense sal respek kry vir jou, want sy weet hoe God jou geroep het. Die mense het nou gesê, Here, ek kan dit. Sommige mense dink dis maklik om so te praat. Dis 'n jong man. Hy praat hom lekker. Hy preek hom lekker. Ek wou nog wel goed hier gemaak. Halleluja. Ek gaan aansluit by wat suster gesê het en ek gaan dit dan los. The greater the separation, the greater the anointing. Sy weet nie wat ek opgegee het om hier te staan nie. Halleluja. Sy weet nie wat ek hier moes gemaak het om hier te staan nie. But we must separate if you want the anointing. Sy moet skei, halleluja. Sy moet los. Daar is die vrou, sy moet mense afskiet. Ja, maar zeker. Man van die Here, sy moet mense afskiet. Sy moet mense terugdruk. Nie nou nie. Sy moet jouself verloon. Sommige van ons het werke opgegee, groot salarisse gehad. En die mense verstaan nie, maar hoekom het hierdie man dit gedoen? Hy het so lekker gepy vir die evangelie. Ek sê ja, hierdie evangelie sal ons vasbou. Because the greater the separation, the greater the anointing. Sy sal nooit die salwing op 'n mate kan hê wat sy dit wil hê, as sy nog vasgekleef is aan die wêreld en aan goed en aan mense. Daar word dit daar gestaan, halleluja. Of hy nou dood moes gaan, of hy nou nie dood moet gaan nie. Al wat hy weet is, hy het 'n fokus, dat hierdie man het die slagordes van die Here uitgedaag, en ek is lief vir daai God. So as die Here 'n man soek, dan sal ek aan die gaping staan. Julle wat hier bang is, want op regtes is hulle moet maar hier so wees, maar ek sal gaan sonder beskerming, maar ek weet die Here is saam met my. Ek weet dan gaan ek deur die waters, die Here is met my. David was bereid om dood te gaan vir die evangelie. Hy was bereid om dood te gaan vir sy oortuigings. Daai is die volgende ding wat David gehad het. Hy het 'n oortuiging gehad. Hy gaan dit maak. Die Bybel sê dat om te glo is om oortuig te wees. Nuwe vertaling, om oortuig te wees aan die dinge wat sy hoop, wat sy nie kan sien. Sy is oortuig dat ek hierdie Filistyn gaan verslaan.
Ja, maar David, sy het ervaring. Nee, ek is oortuig, hierdie man gaan verslaan word. Ja, maar David, sy het nie spisie. Nee, ek is oortuig. Halleluja. Maar David, dit het die opleiding nie. Wat gaan ons nou maar? Nee, ek is oortuig. Halleluja. Hy is oortuig. Hy is vasberade. Hy weet wat hy weet. Niemand kan nou sy mind sien. Al wat hy weet is, halleluja, ek het ervaring met die beer, ek het ervaring met die leeu. So ek weet, ek is oortuig dat hierdie Filistyn oorgegee gaan word. Ek is oortuig. En David staan daar met 'n oortuiging. Nog niks het gebeur nie. Ek sien myself af, as hulle in die dagen gewees het dat David nou hier was, sien ek gaan die WhatsApp huis toe. Ek sien nog aan die Facebook huis toe. Stuur net 'n boodskap af, hy klonk sy pa, hy is myself dood te maak hierso. Inteendeel, sy broer raak kwaad vir hom, wat soek sy hier? Ek het maar die brood gebring, wat? Nee, net sy behoort hier nie. Hy kwaad geword. Maar hy is oortuig. Oh, halleluja. Hoe oortuig is jy dat die Here vir jou gaan deurkom? As jy bereid om alles neer te sit en te sê, dat al gaan ek weet jy gaan Vrydag deurkom, en ek gaan Maandag gaan ek 'n plan maak, maar die Here is nog nie deurgekom, ek kan maar praat saam met my. Die tweede dag Dinsdag, en sy sê myself, nee, is nog fair. As was nog fair. Amen. Hier by Donderdag, moet ek 'n plan maak, moet ek gaan leen nie, moet ek dit doen nie, halleluja, my nog kan, moet ek die man bialie, moet ek nie, sy gaat in op knieën, halleluja, en sy Here, ek is oortuig, dat een van my sal deurkom, alles het op die laaste minuut, en weet die Here is altyd op tyd, hy is nooit te vroeg nie, hy is nooit te laat nie, as daar iemand wat saam met my sê, wat hier, dat die Here dan nie so deurgekom. Sy dink die geld kom van die brande, dan skit hy die broek so los in die wasmachine, dan sien jy, daar is 'n toonterring opgerol, wat is wat my God kan doen? Sy was net op jou knieën, sy was net oortuig, halleluja, sy het geweet, sy weet nie hoe dat sy weet nie, maar al wat sy weet is, halleluja, God sorg vir die mossies, God sorg vir die diere, en hy sal sorg vir my, hy gaan vir my deurkom, want hy is 'n waarmaker van sy woord, laat die Here hom bewys. Dit het David gedoen. Hy laat God homself bewys. Oh man van die Here, o sister hastig man. O sister hastig. Gee God 'n kans om te kan bewys, sodat sy ervaring kan hê, en môre vir iemand aansoek kan sê, maar as hy van my so deur kan gekom het. Ek het hier 'n plan gemaak, ek weet nie, maar dit was net die Here. Was in so 'n situasie? Dit was net die Here. Dit was net die Here. Geen mens kan dit verduidelik in my oor. Dit was net die Here. Dit was net die Here. Dit was net die Here. Halleluja. Ek maak hom klaar. Hy het 'n boodskap gehad. David het 'n boodskap gehad. Sy boodskap was beskerming. Laat my toe om te verduidelik. 'n Boodskap is iets, of is 'n woord, wat God aan jou gee. En jou hele lewe is gekoppel aan die woord of die boodskap. Hierdie kerk het 'n boodskap. Die suster het dit klaar genoem. Uitgestuur. Yes, madam. En die salwing rus op die boodskap. Laat het insink. Men of God speel op jou hart, laat het insink. Laat het insink, laat het insink, laat het insink. Sê dit samen met ek het 'n boodskap.
Kom ek verduidelik dit vir u in kerkterm. Ons kerk se naam is Huis van Geloof. Die boodskap is geloof. Is nog met my? Die boodskap is geloof. So meeste van die tyd sal sy geloof kry by die bediening. Is nog met my? Daar kan 'n ander leraar ook opstaan. Maar hy sal ook gaan die rus op geloof nie. Hy is miskien kingdom ministries. So as hy praat oor die kingdom, jy kan bedien. Dan is daar altyd 'n salwing van rus op die boodskap. Want God het hom so geroep. Al praat hy ander goed. Daar's 'n sekere woord wat hy moet gaan praat. Hy sê dat daar is. Ons het dit nog nie geïdentifiseer nie. Ons het dit nog nie geïdentifiseer. Elke evangelis het 'n boodskap. Jy kan nie preach aan die evangelis nie. Dis is so geroep hier. Die een evangelis se boodskap gaan miskien vergifnis wees. Wanneer jy praat van vergifnis, kyk jy dan kom hy mense uit. Maar toe hoor hy nou nie die ander evangelis praat oor eenheid. Toe hy nou eenheid praat, kom hy die mense nie. Hoekom nie? Sy is geroep om te praat oor eenheid nie. Vir elke boodskap is 'n boodskap. Hey! Come on. Die broers kon geroep gewees het soos Dawid. Nou hulle was nie die regte mense nie. Halleluja. Dit was Dawid wat gekom het met die boodskap van beskerming en die hele Israel geweet dat daar is beskerming vir hierdie volk. Die bewaarder van Israel. Hy slymer, hy slaapie, halleluja. As die Here die huis nie bou nie met elkaar en as die Here die stad nie bewaar nie, dan vergeefs. Hy het ander broers gehad. Maar Dawid het 'n spesifieke boodskap gehad. Ek wonder wat jou boodskap is. Ek wonder wat jou boodskap is. Dit is hoekom hierdie woord nou aanvanklik is. Dat sy hoor van ek praat geloof. Hoe voel jy? Voel jy opgezet? Voel jy die gees van God praat met jy? Voel jy dat is 'n salwing in hierdie plek? Kan jy voel dat die Here en sy engele is hier om iets te doen? Ek weet nie wat die Here wil doen nie. Al wat ek weet is as hy iets gaan doen, dan gaan dit 'n magtige ding wees en ek vertrou op die proses. Halleluja. Want ek is die boodskapper wat gekom het met geloof. Halleluja. Dit geloof nodig. So daar's baie leraars, maar nie elkeen het dieselfde boodskap nie. Daar's baie apostels, maar nie elkeen het dieselfde boodskap nie. Jesus het een boodskap gehad. Bekeer jou van die koms van die Here. Slaap jy. Koninkryk van God is hier. Hy het baie ander goed gepraat en gesê, want hy was sy hoofboodskap waar hy moet gekom. Van die Bybel sê, dat hy het gekom om die volk van hulle sondes te verlos. So daai verlossing het gepaard gegaan met 'n boodskap, dat wanneer sy hierdie koninkryk aanneem, dan word sy outomaties verlos. Nie almal wat gesond geraak het, wat hy gesond gemaak het ooit die boodskap aanvaar nie. Maar tog het hy dit gedoen. Hy was on the side. Maar sy hoofboodskap, bekeer jy aan die koninkryk van God het naby gekom. Wat was Paulus se boodskap met elkaar? Die Bybel sê hy was gestuur na die heidene nasie toe om die evangelie van Christus te verkondig. Halleluja. Daai was sy boodskap. Sy boodskap was gewees om die mense wat die Jode is, die saam te bring. Ons wat Okalits is, ons wat Wenda is, ons wat Sotho is, ons wat Moslems is, ons wat al die ander nasies is, wat die Jode is, om in te bring, sodat ons almal een in Christus kan wees. En dit was nie Paulus wat hy boodskap gehad het. En behalwe, laat ek so met dit sê, behalwe dat hy die boodskap gehad het, was hy in die dispensasie gewees.
Moses het die volk gelei op 'n sekere tydperk. Toe sy tyd klaar is en sy dispensasie is klaar, toe moet Joshua opkom. Halleluja. Dus het 'n nuwe era wat aanbreek. Amen. Dus 'n nuwe era wat aanbreek. Paulus se werk het klaar gewees. Toe kom Timoteus. Noem hulle op, want daar's 'n sekere man vir 'n sekere dispensasie, want daar's nuwe bloed wat in die kerk kom. Oh! Daar's 'n sekere vrou vir 'n sekere dispensasie. Halleluja. En as ons as leiders nie soms dit kan erken nie, dan sal Moses nog altyd probeer om dit te doen wat hy nie moet doen nie, in plaas van die bed en aangee na Joshua. Oh, die kerk is stil. Ek sê nie pastor aan nou af nie, ek moet daai sien my preek nie. Ek probeer vir julle sê, as hy dispensasie. En dan sit u hierso, en God het u alreeds gesalf, of wil u salf. En nou net daar was iets gesalf voor die koning was. Dan sit u hier, as die nuwe dispensasie wat God wil gebruik, en hy wil jou salf. Nog die koning maak nie, hy wil jou salf. Sodat sy eendag die koningskap kan kry. En sy weet eens dit. So God openbaar die dinge in die laaste dae, in die kerk van God. Sodat ons kan weet, daar is 'n dispensasie uitgesit vir my. Daar is 'n dispensasie uitgesit vir die man van die Here. Jy kan nie aan mekaar die goeie stryd bestry nie, nee brother. Nee sister, jy kan nie aan mekaar die goeie stryd bestry nie. Ja. Die beter moet aangegee word. En die glorie van die beter wat aangegee word is die volgende. David, terwyl hy in situasie is, profeteer hy. Kan jy sien wat hy gemaak het? Hy staan voor Goliat en hy begin te profeteer. Geen swaard. Waar gaan sy die swaard kry, David? Nee, ek gaan die swaard vat en jou kop afsny. Hy profeteer. Hy profeteer, luister my kies. Hy's besig om te sê wat hy gaan doen en hy het nog nie eens gedoen nie. Wat se mentaliteit het die man gehad, halleluja, om in die omstandighede te staan, sy sien as niks in die huisie en sy's besig om te profeteer. En die mense dink David is mal, wat se swaard? Die mense dink David is mal, maar sy's besig om te profeteer, halleluja. Sy's besig om te profeteer, halleluja. Sy's besig om te profeteer, oh my God. Sy's besig om te sê wat gaan gebeur. Sy's besig om te sê wat gaan gebeur. Sy's besig om te sê wat moet gebeur. Sy's besig om te sê wat nie kan gebeur, halleluja. Dit is hoekom ek kan verstaan dat sommige kere, wanneer jy iets sleg droom, dan sny jy dit af en sy bid oor die saak. Maar wanneer sy iets goed droom, dan spreek sy dit nie aan en sê, ek gaan dit wies. Oh, nee, dat die daai gehoor nie. Want verstaan nie wat ek sê, sy is gauw om die boosheid af te sny, maar dan dat die Here vir jou wys wat sy gaan wies, hoe sy gaan wies, hoe sy gaan, waaroor sy gaan wies, dit hit sy nie aan met die woord nie. Dit is hoekom dit nog nie gebeur het nie, halleluja. Nou sê die Here, begin te profeteer my suster, begin te profeteer my broer. Halleluja. Begin te profeteer. En David gebruik die beste deel van sy liggaam, waarvan Spreuke sê dat die dood en die lewe is in die mag van die. Kan ek dit weer sê? Die Bybel sê dood en lewe is in die mag van die. En David gebruik sy mond. David gebruik sy mond. Wie is jy? Dat kan nie waar wees nie. Die God wat ek dien, gaan sy nie uitdaag nie. Die God wat ek dien, gaan sy nie verspot nie. Die God wat ek dien, halleluja, as nie maar hier sy God nie, halleluja. Hierdie Here my aan te dier gedra deur al my ongelukke, stryde en probleme. Ek weet dat sy so praat teenoor die Here wat ek dien, halleluja. En hy maak sy mond oop om die Here wat hy dien te verdedig. En hy profeteer.
En nou kom die laaste. Die Bybel sê dat David sê dat ek kom na jou toe in die naam van die Here. Hy kom na hom toe in die naam van die Here. In die naam van die Here. Sê dit saam met my, in die naam van die Here. Sê dit saam met my, in die naam van die Here. Sê dit saam met my, in die naam van die Here. Jesus sê vir sy disippels dat in my naam sal julle duiwels uitdryf. Yes! In my naam sal jy die hande op die sieke lê en die sieke sal gesond word. Die woord naam daar beteken nie sodanig Jesus nie. Wat hy sê in die naam van Jesus nie. Die woord naam daar beteken nie die letterlike naam Jesus nie. Onthou net, Jesus was 'n Jood en sy naam is nie Jesus in daai tyd gewees nie. Sy naam is Yeshua. Amen. Yeshua. Dit was sy naam gewees. So mense het hom genoem Yeshua. Maar dit is Engels gepraat nie. Come on man. Yes. Of lekker hele ding, hulle het Engels gepraat. Die naam daar beteken karakter. Yes, my God. Jesus. So as jy na iemand toe kom, dan kom ek in my karakter. Yes, Jesus. Maar ek kom in die karakter van Yes, God. hallelujah. Jesus. Hierdie man voel ek sy kom nie in my naam nie, Yes, hallelujah. maar ek kom in die karakter van die Here. Die karakter van God hier, wat sê Dawid? Hy is 'n beskermer. Sê ek kom as 'n beskermer na jou toe. Goliat! Wanneer jy stryd nodig oorwinning, ek kom na jou toe aan oorwinning, my stryd. Sy kom aan die karakter wat dit nodig het. Halleluja. Ons het nie nou genesing nodig nie. Ons het nou 'n deurbraak nodig. Sy kom aan die deurbraak houding. Sy kom aan die deurbraak karakter. Sy kom aan die deurbraak. As sy verlossing wil hê, halleluja, dan moet sy in 'n verlossing karakter kom. Want sy in jou man se siel moet gered word, halleluja. Dan bid sy bid in hy karakter, halleluja, van deurbraak. Nie 3 minute en dan verwacht jy daar iets gebeur nie, halleluja. Hierdie man van die Here, ons het hoeveel keer al gehoor, halleluja. Sy ma het nog geleef. Ek was onder die ministerie gewees. Sy ma vir 15 jaar vir hierdie man gebid, maar hierdie vrou het nie opgehou nie. Hierdie vrou het nie opgehou nie. Want sy het met 'n karakter gekom van deurbraak. Ek wil deurbraak sien, ek wil deurbraak hoor, ek wil deurbraak ervaar. En as ek dit nog nie gekry het nie, dan gaan ek nog weer instry. Ek gaan nie sê dis ek nie, ek gaan nie sê dis die magte nie, ek gaan net sê halleluja, maar my deurbraak is naby en ek gaan begin profeteer en sê dat my siel dit sal gered word. Oh my God, my God, my God, halleluja. Oh, ons bid vir die gangsters in die plek. Ons bid vir die mense in die plek wat nog nie gered is, halleluja. Maar, dis 2 minute se gebed. Dis 3 minute se gebed, dit kan nie wel wees nie. Sy nog nie bewys dat hy siel is vir jou waardevol nie. Sy nog nie aan God bewys, halleluja, dat die siel waarvoor hy gesterf het, is waardig om gered te word nie. Want toen die moment toe hy klaar gebid het, halleluja, dis 3 minute, en sy voel niks nie. Dus stap ek weg, nee, halleluja, ek sal weer terug gaan, na die altaar toe, nog hout bygooi, ek die 4 bietjie uitgebrand, dan gaan sy weg, dan gaan haal sy nog hout, maar die altaar, halleluja, en die olie word opgegooi, van die siel. Gee God prys, gee God prys, halleluja, gee God prys. Kom ons staan kerk van die Here, gee die Here prys. Gee die Here prys, halleluja. Gee die Here prys. Begin 'n profetie in die atmosfeer. Daar's nog 24 jaar vir hierdie kerk. Hierdie kerk het baie tydels, maar ons is meer as oorwinnaars.
profeteer. Met elkaar speel het, speel het, speel het. Serabasandalabasakaya. We gaan profeteren oor die gemeente. We gaan spreek lewe oor die gemeente. We gaan spreek lewe oor die evangeliste. We gaan spreek lewe oor die apostels. Hier gaan op baie profete komme. Hier gaan op baie evangeliste komme. Hier gaan op baie apostel komme. Die krag van die Here sal in die plek heers. Halleluja. Die olie van die Here sal die almal nie. Profeteer, profeteer, profeteer. Profeteer, soos David gesê het, sê hy dit nou weer, halleluja, dat daar is nog spasie vir manne van die Here, daar is nog spasie vir vroue van die Here. Hierdie kerk is 'n kerk, halleluja, wat op die fondasie van die Here gebou is, en dit sal staan, dit sal nie omvaai nie, al kom die waters, al kom die reën, halleluja, al kom alles in die midde. Profeteer, kerk van God, profeteer oor die kerke, profeteer oor die ministry. We gaan profeteer, we gaan profeteer. Rabanda Shandalabaye. Serobashipaya Shendelebaya. Sontelebabo Shandalaye. We gaan profeteer, my suster. We gaan profeteer, my broer. Halleluja. Genesing is in die plek. Redding is in die plek. Halleluja. Vergifnis is in die plek. En die gees van die Here as hy beweging. Die engele as hy beweging. Oh, halleluja. Yes. 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 Oh, halleluja. Maak jou mond oop. Maak jou mond oop. Come on, church. Come on, church. Maak jou mond oop en profeteer oor die raad van God. Profeteer oor die evangeliste. Profeteer oor die man van God. Profeteer oor die leier van die bediening. Profeteer, halleluja, oor die vrou van die Here. Profeteer oor die jeug. Profeteer oor die sondagskool. Profeteer, profeteer. My siel aanbid. My siel aanbid. Oh, my siel aanbid. My siel aanbid. My siel aanbid. Halleluja. Goliath kan nie wen nie. Goliath sal nie wen nie. Halleluja. Maar die oorwinning behoort aan die kinders van die Here. Oh, profeteer. Profeteer, profeteer. Profeteer, profeteer. Oh my God. Jesus is in die plek. Halleluja, halleluja. Jesus is